Ek het dit al baie gesê, en julle weet ek hou daarvan om myself te herhaal, dat ek hou nie van kerk nie. Nou klink dit vir jou snaaks, as Ben Lopes hier sê, hy hou nie van kerk nie. Want die hele kerk, wat God in gedagte het die mense uitmekaar geskeer en verander, en heeltemal iets anders gemaak daarvan. Hulle het net 'n gebou gemaak, met 'n ou wat dink hy slim wat hier voor staan, en sy opinie op jou wil afdwing, en ons sit daar en ons drink hierdie moedersmelk en ons weet nie eintlik waaroor dit gaan nie. Ons kom in en ons gaan uit soos ons gekom het. Ons doen al hierdie goed en kerk is heeltemal iets anders. En ek sê dit met baie respek, maar dis hoe mense dit verstaan. God is nie 'n pie in the sky nie. Hy het nie 'n waan wat hy wow, en dan kry jy wat jy wil hê nie. En ons vat die woord van God en ons skeer die bladsye uit en ons vervrommel dit op, want ons lees die Bybel in plaas van om hom in te asem. In plaas van om hom deel van my opstaan en lê gaan maak, daar, in plaas van om my lewe te maak, sodat ek kan verstaan wat God wil hê. En dan is ons altyd op soek na waar is God? Waar is God as ek hom nodig het? Waar is Jesus? Waar is die 7000 beloftes in die Bybel? Die geskrewe woord van 'n lewende God. En dan wonder ons, hoekom gaan dit sleg met Suid-Afrika? Hoekom gaan dit sleg met my familie, met my gesin? Gaan dit sleg met my? Ek is dan 'n wedergebore kind van God. Of is ek? Ek wil vanmôre vir jou sê, en dit sluit my in, onthou, daarom sê ek kan nie preek nie, want om te preek, moet jy aan 'n sekere vereistes voldoen, wat ek nie aan voldoen nie. Ek gaan nie en ek wil nie. Ek wil vir jou sê, wat sê God se woord. Ek wil nie vir jou sê, ek wil nie vir jou preek nie. Ek het hierdie week iets gekry van, jy kan op AI gaan, pastoor. Jy kan 'n bietjie oplet, dit is nou vir ons pastore bedoel. Jy kan op AI gaan, dan sê jy, ek wil vandag preek oor, waar is God? Dan kry jy 15 preke of 50 preke uitgewerk, watter jy moet lees, en wat in Duitsland gebruik hulle nie eens meer 'n pastoor nie. Jy kyk sommer op die big screen, en daar's daar AI, en hy sê vir jou, en hy het al die regte antwoorde, vir die regte vrae op die regte tyd. Dis demonies. Dis die duiwel. En dis waar jy in die wêreld op pad is. En dis waarna die kerk op pad is, as ek en jy nie vandag 'n besluit neem nie. Ek en jy moet vandag sê, ek is moeg vir kerk. Ek het 'n surprise vir jou. Ek dink Jesus is moeg vir die kerk. Hy's moeg. Ek mag seker nie sê slap gehad nie. Slap mense. Hy's moeg vir slap Christene wat hulle voete sleep en dink hierdie is 'n sirkus. En julle weet ek haat dit. Ek het altyd, as die dominee vir my sê, julle speel kerk, dan was ek so kwaad, want ek is altyd ernstig, al was ek so groot. Hoe kan hy sê ek speel kerk? Tot ek hier kom staan het en gesien het, hoeveel ouens is narre in die sirkus van die kerk. Ek kry baie WhatsApps. En baie klink dieselfde, maar ek het een vanoggend gekry wat my redelik ontstel het. Dit gaan baie sleg met ons. En ons huwelik val uit mekaar uit, en ons huis val uit mekaar uit, en ons kinders val uit mekaar uit. En niemand wil ons help nie. Dan moet bevryding gedoen word. Die duiwels moet uitgejaag word, die huis moet skoongemaak word. Waar is God? Waar is die diensknegte van God? Waar is die disippels? Waar is die pastore en predikers en toe wonder ek, hoekom soek ons altyd die fout by God? Wanneer gaan ons bietjie in die spieël kyk na die raaisel, the big eye? Ek het nou die dag met 'n baie pragtige jong meisie gepraat. En ek vat my foon en ek sit hom op
wat noem jy dit as jy jouself wil afneem? Selfie. En ek sê, ek wil jou voorstel aan die mooiste kind wat ek nog ontmoet het. Sy glo altyd sy is nie mooi nie. En sy sê, ek sê, wil jy 'n foto sien van haar? Sy sê, ja. Ek sê, kyk hier. Dis jy. Nou vanmôre wil ek hê jy moet 'n selfie van jouself vat en sê, Here, open the eyes of my heart, Lord, that I can see you. Kyk by Ben Loubser verby, ek is nie die peanut in die pakkie nie. Kyk by die kerk verby, kyk by die dogma verby, kyk by die AGS, NG, noem dit net wat jy wil verby. Kom ons begin vanmôre by my. Voor ons na Jesus toe kan gaan. Kom ons begin vanmôre by, nee, julle moet nou nie by my begin nie. Nou weet ek 'n paar en sê, ja, pastoor, ek het baie om vir jou te sê. Nee, relax nou, kyk na jouself. Waar is jou foon? Kyk na jouself. Onthou, kom ons begin by die beloftes wat ons voor God gemaak het. Maar wie wat's belangrik? Ek was nou die dag by 'n troue. En daar het 'n vrou met my kom praat en sy het iets gesê wat ek sê, hoekom het jy dit nie vir my 50 jaar terug gesê nie? Hoekom het ek wil nou toe wag om dit te hoor? Sy sê ons maak beloftes aan mekaar. Ons maak beloftes aan die kerk, die dogma. Ek wil net op die boeke wees. Ek maak beloftes aan my kinders, oor my kinders. Ek maak al hierdie beloftes, maar ons maak nie meer beloftes aan God nie, 'n gelofte. Ons besef nie meer wat is 'n gelofte nie. 'n Gelofte is baie meer as 'n belofte, 'n sinnelose belofte wat ons vergeet. Ons moet weer begin geloftes maak aan God. Kom ons begin by nommer 1. Mense besef dit nie, maar God eer die huwelik. God eer die huwelik. Hy het dit ingestel. Dis nie 'n kerkding nie. Dis 'n goddelike ding. Hoekom gaan dit sleg? Want jy's buite die wil van God. Ons moet begin om ons, wat is die Afrikaans vir daks in 'n rou? Ons moet begin by daai punt, wat ek sê, punt nommer 1, moet ek eers regkom. Ek onthou, toe ek 16 jaar oud was, julle ken hierdie storie, toe ek aangeneme voorgestel. En ek kom so by die kerk uitgestap, na ons voorgestel, wat jy word eers aangeneem, na ons aangeneem is, die volgende oggend word jy voorgestel. En nou, vol, sy van was vol, en hy gryp my so, hy sê, ou Ben, nou het ons 'n dranklisensie. Ek sê jou aap. Jy het die hele punt vir 12 jaar in die sonnaskool gemis. As jy dink, jy het toestemming oor die nagmaal gebruik, jy het 'n dranklisensie, gaan jy hel toe met lisensie en al. Toe ons aangeneem en voorgestel is, of toe ons gedoop is, of tot ons tot bekering gekom het, het ons God al hierdie beloftes gemaak. God het dit nie vergeet nie. Ons het dit vergeet. Dis nie meer vir ons so belangrik nie. Want jy sien, ons raak in 'n tradisionele godsdiensaanbidding. Tradisie. Ek beloof jou, ek kan hier voor begin by my en weer by my eindig. Hier's nie een wat hier sit of ingeskakel is wat nie presies weet wat is die orde in die kerk nie. Wanneer moet die pastoor opstaan, wanneer moet hy oploop, wanneer moet sy ophou musiek speel, wanneer moet die geld opgeneem word, wanneer moet jy amen sê, man, party ons doen dit so perfek. Maar sy lewe getuig nie daarvan nie. Ek wil liewes te sê, shut up en sit stil, jy maak 'n fool van jouself. Liewe mens, God is heilig. Ons moet ons kinders leer. Ons gaan nou by die kinders kom. Volgende belofte. Gelofte. My gelofte aan God tydens, is nog nie daar nie. Nou blaai ek hier rond soos iemand wat nie weet nie. Tydens die inseën van kind of kindertjies. Onthou jy die gelofte wat jy
en jou lewensmaat gemaak het, toe jy hier gestaan het met 'n ou papbabietjie, my niggie is hier met haar papbabietjie, Jesus, ek wil haar opvreet. Ek sê, dit is so lekker, want ek mag nie die gemeentes babietjie soen nie, maar hier is familie, ek soen ons op haar wang. Dit is so saffies. Onthou ons die beloftes wat ons vir God gemaak het oor ons kinders. Kom ek herinner jou. Ek as ouer voog ek beloof God, dat ek nie my kinders inseën uit gewoonte, roetine of enige ander rede, maar dat ek oortuig is deur die opdrag van God. Amen. Ons is happy clappies, ons mag amen sê. Henry met my hart sê, vat die voorpunt my maat, vat die voorpunt. Jesus gee 'n opdrag, laat die kindertjies na my toe kom. En ons het dit beloof. Ja Here, ek beloof. Want al die families hier, hulle neem kiekies, en daar's 'n meisie en sy maak 'n movie. Ek beloof om nooit deur die gedrag hierdie is 'n lelike een. Hou vas aan jou stoel. Ek beloof om nooit deur my gedrag, my optrede, my lering en of my opvoeding hierdie klein babietjie enigsins te mislei, te verlei of enige dwaallering te veroorsaak nie. Onthou jy dit? Ek het 'n pel, 'n baie goeie pel vir my. Hy sê eendag vir my, as iets wat ek wens ek kan terugkry, maar is water onder die brug deur. As iets wat ek wens ek het nooit gedoen nie. Ek dog, jene my ou pel, jy het 'n paar foute gemaak. Watter een is nou vir jou die belangrikste? Hy sê die feit dat my kinders my dronk gesien het. Hy sê, maar kan dit nie terugvat nie. Toe ek dronk in die gang gelê het en gekots het van hier af tot daar teen die muur, kan dit nie terugkry nie. Ek het 'n gelofte gemaak. Ek het 'n belofte aan God gemaak, ek gaan 'n voorbeeld wees. Nou kyk ons altyd na die 5 groot sondes, die rook en drink en vloek en dans en wat sê aan die ene weer byskoop. Dis nie die groot sonde nie. Dit is verkeerd, moenie dit doen nie. Ons moet nou kyk na hoe ek loop, hoe ek praat, hoe ek sê, hoe ek wat doen. As jy so 'n klein seentjie het, ek het so 'n klein seentjie, ek vertel vanoggend vir iemand, hy is so groot. Dan sê ek, my seentjie gaan nou hier wees, dan kom hy by die deur en dan sê ek, daar's my seentjie. Sê hulle, dit is seentjie. Dan sê hy, lank gelede was hy ook 'n seentjie. Nou is hy net so, uister. My liewe mens, het jou kinders jou al ooit hoor bid? Het jou kinders al ooit gevoel hoe jy jou arms om hulle sit en bid vir hulle lewensmaats toe hulle so groot was? Waar is God? Hoekom kry my kind hierdie bad man of hierdie bad vrou? Het ek en jy wat die gelofte gemaak al ooit gebid vir ons kinders se lewensmaats? Het ons al ooit, daar's 'n mooi liedjie en ek wens ek het nou gister aan hom gedink, maar ek het eers die woord vanoggend gekry, wat die meisie sing, sy sê, mommy, jy het my alles geleer. Ek kan tafels dek, ek kan funksies reël, ek kan koekies bak. Maar hoekom het jy nooit vertel van Jesus nie? Ja, Pastor Henry, dis eina. Dis nooit te laat nie. Ek sien nou daai pragtige rooi kopkind daar van my. Laat steel. Dis pragtig. Ons met ons kinders begin opvoed in Jesus Christus, deur die voorbeeld te stel. As ons die voorbeeld gestel het, was hierdie lot Filistyne nie vermoorde by die dam nie. O ja, pastoor Daan het nie gaan visvang nie, hy preek op 'n ander plek. Almal sê, jy en Daan maak nou beurt om vis te vang. Ek sê ja, visse vir Jesus. Onthou jy die beloftes? Ek weet en besef dat indien ek nie volgens God se woord vir hierdie kinders as ook medevolgelinge van God 'n struikeling of 'n mislukking moet wees nie. Wat gaan gebeur as jy uitvind ek drink en slaan vir Fransis? Weet jy wat gaan met my gebeur?
Ek gaan 'n meelsteen om my nek kry, want ek is besig om jou te mislei. Ek gaan 'n meelsteen om my nek kry. Ek beloof om altyd enige saak in gebed met God te bespreek en te bevestig. Bid ons nog saam, lees ons nog Bybel saam, hou ons nog stilte tyd. Ek het nogal 'n probleem met die woord stilte tyd. Dis eintlik die tyd wat jy nie stil bly nie, dis die tyd wat jy met God praat. Dis die tyd wat jy met God praat. Ek sal God altyd as my hemelse Vader, koning, herder, met my hele wese volgens dien. 3 vrae, en ons het almal ja gesê. Onthou jy? Ons het almal ja gesê op hierdie 3 vrae. My liewe mens, oepsie, nou maak hy so daar waar hulle luister voor die TV. My liewe mens, ons moet ernstig raak oor ons geloftes. Onthou hier toe ons het, hoeveel doopkandidate het ons? Steek gou op julle hande. 1, 2, 3. 3. Ons eintlik 300 gewees het. Ek weet nie of ek reg is nie, Pastoor Henry, maar ek glo aan wederdopers. Want dis soos hande was. As jy voel na 10 jaar, ek kan nie eintlik onthou hoe kon ek my laat doop nie, want jy groei of jy word veilig. En jy kom weer tot bekering, dan glo ek nogal aan wederdoop. Maar dis sommer so kant aantekening. My liewe mens, dis 'n opdrag van God. Dis nie 'n kerkding nie. Die wêreld het dit 'n kerkding gemaak. Die kerk het dit 'n kerkding gemaak. Dis een van die lekkerste argumente onder die son. Is groot en klein doop. Die belofte is dieselfde. Maar ons is nie dieselfde nie. Ons moet besef waaroor dit gaan. Ons moet weet waaroor dit gaan. Ons moet weet die beloftes wat ek gemaak het, die geloftes aan God, voor ek gedoop is. Weet wat gebeur? Ons seën kindertjies in. Of ons doop nie groot mense, ons doop nie groot mense nie. Ons doop wedergebore kinders van God, al is hulle baie jong. Ek het al klein kinders, dan weet ek, later moet hy maar weer gedoop word, want hy wil so graag, liewe Jesus sê hy moet gedoop word, dan doop ek hom. En ek verduidelik hom, maar ek weet, as hy 20 jaar van nou, gaan hy weer hier staan, en gaan hy sê, oom Ben, ek kan nie onthou nie. Ek was te klein. Sê, maar ek het dit vir jou gesê, toe jy gestaan het, toe sê, nee oom, ek is nou groot. Jy is nie. As jy nou 'n kind wil irriteer, en hy so, tussen 2 en 5, of 6, dan sê vir hom, jy is klein. Hulle wil almal groot wees, sy. My liewe mens, ek kan net sien, Retina, oortuig, beloof. Nee man, ek speel die verkeerde bladsy. Hier sy. Ek staan ten volle, ek verstaan ten volle die erns van die besluit om gedoop te word. Ek verstaan dit. Ek kan nooit uit tradisie of gewoonte gedoop word nie. Ek onderneem totale verbintenis tussen my en God. Ek moet myself net daar onderbreek. Ons seën kinders in. Ons doop wedergebore kinders van God. En wie wanneer sien ek daai kind weer? As hom in matriek is. Dan stuur die ma vir my 'n WhatsApp. Dan sê sy, sal jy asseblief vir my kind kom bid? Sy verseker, maar hoekom? Wat fout? O nee, hy of sy skryf matriek eindeksamen. Dan sê ek, wat 'n kind is dit? Dan sê sy, ag pastoor, kan jy onthou nie, 18 jaar terug het jy hom of haar ingeseën. Ek sê, maar waar was hy vir 18 jaar? Pastoor, moet nou nie met my begin. Jy weet ons het nie tyd, ons werk hard. Die kinders het baie goed by die skool. Ons doen dieselfde met die dood. Om alle Christelike verpligtinge teen, soos uiteengesit in die woord van God, tot 'n letter te onderhou. Jy kan nie bladsye uitskeer uit hierdie woord nie. Weet jy, skeer Christene bladsy uit. 70x7, that'll be the day. Uit is die bladsy.
Jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek nie. Nee, dis vir die sondaars. Iemand sê eendag vir my, jy moes eintlik 'n evangelis gewees het. Ek sê, ag, ek wil sommer eintlik net Ben gewees het. Ek wil 'n gesant in God se hand wees. Jesus hands extended. Ek wil nie 'n titel hê nie. Jy hoef ook nie vir my te sê pastoor, jy sê dan net oom. Ek is 'n oom. Jy moes 'n evangelis gewees het. Jy hoort op die sendingveld, nie in 'n kerk nie, want jy wil die kinders van God bekeer. Ek sê ek het slegte nuus vir jou. As jy daarvan nou nie gaan na 'n ander kerk nie. Hier gaan ons bekering preek tot ons almal bekeerd is. Dit begin by die pastore. Hier gaan ons bekering preek by elke begrafnis. As jy wil hê ek moet jou ouma begrawe. Is dit 'n bekeringsboodskap of kry iemand anders? Ja, maar jy moet vertel hoe goed was ouma. Ek sê, weet jy wat? 4000 begrafnisse later het ek nog nie een slegte mens begrawe nie. Hier my maat, hulle vlieg hier rond terwyl ons probeer 'n woord bedien. Kom tot bekering. Ag, ek wil nou nie weer alles lees nie. Ek weet en besef dat indien ek nie volgens God se woord, die Bybel, lewe nie, ek myself aan enige wangedrag skuldig maak, ek vir die kinders as ook vir die volgende van God 'n struikeling en mislukking is. Ek gaan net tot daar lees. My liewe mens, as jy wil weet wat staan in die res van hierdie dokument, laat jou doop. Dan kry jy een. Laat jou kinders inseën. As jy nie kinders het nie, dit sal supply word. My liewe mens, ek wil by jou pleit vermoere. Ek wil by jou soebat vermoere. Hou op om kerk te hou. Hou op om te probeer die regte goed doen. Hou op om die pastoor te probeer beïndruk. Hou op om te kyk of jy die hardste kan amen sê. Ek het 'n klein seentjie gewees, toe kry my maatjie in die klas 'n nuwe horlosie, maar so 'n spif ene. Daai wat nog op jou arm gewerk. Ek dra nie eens myne nie. Hy sê hoeveel keer het ek geloop? Ek wil nie weet hoeveel keer het ek geloop om die blok nie. Ek wil weet hoe laat sit. Nou lê hy in die kas. Dan maak hy so, trek hy sy hemp so op. Hy ken nie antwoord. Nee, hy ken nie die antwoord nie. Check my watch. In die kerk, in die huis van God. Ek wil gesien wees, ek wil belangrik wees. Almal dink die pastoor is die belangrikste. Weet jy wat? Hy is die minste belangrik. Jy's nie hier om gedien te word nie, jy's hier om te bedien. Christen, jy's nie hier om gedien te word nie, jy's hier om te bedien. Hoekom gaan dit sleg in ons huise, in ons huwelike, in ons skole, in ons regering, want Christene staan nie meer op vir wat ons glo nie. Christene staan nie meer op en sê, weet jy wat? Ons het nou 'n vergadering gehad en ek het vir die bestuursraad gevra, ons moet asseblief 'n brief skryf, ek weet nie vir wie nie, definitief vir Donald Trump nie, want almal wil nou vir hom 'n brief skryf en almal wil nou karre was in Amerika. Weet jy wat? Ons moet 'n brief skryf vir die regering en sê ons staan teen aborsies. BTQZI something. Ons staan teen dit. Nee, maar hoekom moet ons iets sê? Ek sê as jy nie sê nie, dan moet jy shut up. Dan moet jy sê dis reg. Dit het tyd geword dat Christene opstaan en sê, weet wat? 'n brief vir die skool. Ek stem nie saam hierdie nuwe, wat se wet, Poppy? Nee. Bella. Ek stem nie. Nee, maar dis die regering. O nee, hulle gaan op my kind pik. Ek sê al wat hulle gaan kry is 'n piksteel van oupa. So van agteraf. Dis tyd dat ek en jy begin praat waaroor ons glo. Ons moet sê wat, nee, ons moet nie, soos hierdie barbare laasweek, al die verkeerpaaie toestaan in toi nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar as elke ouer van elke kind, en as jy 4 kinders het, soos ek wat 7 het, moet jy 7 briewe na die skool toe stuur. Ek wil nie hê my kinders moet hierdie goed leer nie. Gaan dit verander? Ek glo nie. Maar at least het ek iets gedoen. Ek stem nie saam oor gay predikante nie. Maar ek gaan niks sê nie, want ek hou nie van moeilikheid nie. Jesus, ek like moeilikheid. Sulke moeilikheid like ek. Fransis sê, kan jy nie net partykeer stil bly nie?
Want julle ken my ou liedjie, that'll be the day. I like the fight, as dit oor Jesus gaan. As dit vir sy naam is, en Christene moet dit begin doen, dan sal jy uitvind. Ek het 'n interessante ding hierdie week gehoor, van lande waar die anti-kris en geen godsdiens was nie, en hoe sleg het daar gegaan het. En toe begin ouens bid. Gewone mense, nie ene hypolai predikant of visievoorsitter, gewone mense begin bid. Nee, hulle hou nie optogte nie, hulle loop nie in die straat en toi nie, hulle begin bid. 'n Gesprek met God. Hulle begin sê, Here, help my lewensmaat, help my kinders, help my familie, help my vriende, help my gemeente, help die ouens wat vanmôre nie hier is nie. Asseblief Jesus, in die naam van Jesus Christus, help. En toe vind hulle uit die ekonomie begin draai. Toe vind hulle uit meer ouens begin bid. Toe vind hulle uit werkloosheid word minder. Hoekom? Want hulle het 'n slim president. Ons gaan nooit een hê nie. So ons moet baie bid. En liewe mens, ek en jy kan 'n verskil maak. Jy hoef nie te kom staan nie. Jy hoef nie môreoggend as ek in die ateljee verkrys vir die TV. Jy hoef nie op die TV te wees nie. Jy hoef nie te dink jy's belangrik nie. Maar as jy stilte tyd het, moenie stil wees nie. Praat met God. Vra vir God, wat moet ek doen? Moet ek nie dalk weer tot bekering kom? Jy weet, is interessant en daarmee gaan ek nou afsluit. Ek en jy, hier kom 'n uitnodiging in die diens. Wie wil vanmôre weer sy hart en lewe vir Jesus gee? Steek op jou hand. Party gooi hom net so. Laat my almal moet dit sien nie. Ek het altyd, toe ek voor ek 'n pastorie was, het ek altyd my hand in my sak gesit en so gemaak. Dit mos net tussen my en die Here. Ek gaan nie laat hierdie ouens dink ek is 'n sondaar nie. Dan staan daar so 3 uit 1000 op. Want ek is bekeerd. Ek is die pastoor. Ek hoef nie tot bekering te kom nie. Tannie sê, pastoor, ek het niemand om voor te bid nie. Ek sê, Tannie, al bid jy net vir Ben Loubser. Sy sê, ek kan nie vir jou bid nie. Ek sê, hoekom nie? Sy sê, want jy is die pastoor. Ek sê, Tannie, ek het meer gebed nodig as die hele gemeente. My liewe mens, ons moet daagliks tot bekering kom. Jy kom nie tot bekering en we all going to heaven. Jy gaan 'n helse surprise kry. Kom ons sluit ons oë. Here, ek kan net vir myself praat vanmôre. Hoe lyk Ben Loubser regtig? Nie wat dink hulle wat voor my sit of op die TV is, of Francis of my kinders van my nie. Nie wat dink ek van myself nie. Hulle dink te veel en ek te min van myself. Wat dink u vanmôre, Here? Wat dink u oor hierdie woord wat ek vanmôre bedien het? Wat dink u van my lewenswyse? Here, wat dink u van my as 'n taxi voor my inry? Here, wat dink u van my as ek enigiets doen en ek dink ek is reg en ek is dalk nie? Here, daar's 'n liedjie wat Willie Botha sing. Al die goed wat ek doen is tog so vernaam, so belangrik. Al my titels is so belangrik. My posisie in die gemeenskap is so belangrik. Die goed wat ek doen is so lofwaardig, Here. Maar dink u ook so? Of moet ek vanmôre die eerste een wees wat my hand opsteek en sê, begin by my, Here. Ek is die een wat net nou gesing het, I surrender. Maar het Ben Loubser al surrender? Of het hy 'n paar titels bygekry? Here, laat ons vanmôre surrender. Dis my gebed in Jesus naam.
Terwyl alle oë gesluit is, moet nou nie rondkyk nie, want ek weet, jy kyk nou wie gaan sy hand opsteek. Ek wil jou 'n vraag vra. En ek wil nie met nou jou hand opsteek nie, want ek gaan my rug op jou draai, want baie ouens steek sy hand op net tot ek gekyk het en dan laat sak hy sy hand. Jy steek jou hande vir my op nie. Kan niks vir jou doen nie. Ek het gedoen wat ek moes doen, jy neem my besluit. Wie sit vanmôre hier en sê, weet jy wat, miskien moet ek weer na myself kyk. Ek is 'n baie smart mens, ek het baie aansien, ek het baie geld, maar miskien moet ek vanmôre weer tot bekering kom. Ek gaan my rug op jou draai. Here, U sien elkeen se hart. U sien elke hand. Party steek nie hulle hande op nie, maar hulle steek hulle hart die hoogste op, Here. Dit gaan nie oor die hand nie, Here, dit gaan oor die hart. En party sê, I'm too good to be true. Here, dankie vir hulle, myself ingesluit, wat nog hoor wat die Gees van God vir ons sê, in Jesus naam. Amen.